Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ons het verlede week bietjie met mekaar gesels oor lewenstevredenheid en wat dit behels, en ek wil graag daarop voortbou vandag en bietjie meer oor geestesgesondheid ook praat. Ons gebruik baie keer die woord geestesgesondheid en op hierdie program is dit dan nou ook lig op geestesgesondheid. Nou, om terug te kom na ons lewenstevredenheid. Ons weet dit hou verband met momente van plesier en net gewoon gelukkig wees. Dit wat vir ons 'n positiewe emosie gee en nalaat in ons kontak en kommunikasie met ander. Maar hiermee saam is dit ook daardie lewensbetekenis wat vir ons 'n gevoel gee van ons behoort, ons is deel van ander se lewe, maar ook dat ons kan terugkyk na ons eie lewe en vir onsself kan sê, ja, die lewe is goed. En dan wat ek hierby wil byvoeg is, dat ons betrokke is in die lewe, in dit wat ons doen en by mekaar. En dit beteken ook 'n betrokkenheid waar ons regtig aandag aan mekaar gee, daardie indagtigheid waarvan ons al dikwels gepraat het. Want wat uiteindelik gebeur as ons kyk na lewenstevredenheid, dan sien ons, ja, dit is baie lekker om momente van geluk te ervaar en ook te voel dat die lewe die moeite werd is. Maar uiteindelik, as ons 'n bietjie meer spesifiek wil wees, dan kan ons miskien vir onsself op 'n skaal van 1 tot 5, waar 1 beteken, ek stem glad nie hiermee saam nie, en 5, ja, ek stem hiermee saam, en dit is hoe dit in my lewe gaan, na die volgende spesifieke frase antwoorde kyk. En die eerste vraag hier sal wees, in meeste gevalle van my lewe, beskou ek my lewe as die ideale? Die tweede vraag, die omstandighede in en van my lewe is baie goed. Die derde vraag, ek is tevrede met my lewe. Die vierde vraag, ja, sover het dit wat ek graag wil hê, daardie belangrike goed, wat ook deel was van my doel in die lewe, wel in my lewe plaasgevind, en sou ek my lewe kon oor hê, sou ek nie enige iets wou verander nie. Nou, kan ons elkeen kyk waar lê ons op hierdie skaal van 1 tot 5, en dan hoe laer die punt, hoe minder tevrede sou ons met ons lewe dan wees. So baie keer as ons kyk na byvoorbeeld iets soos, maar wat bedoel ons regtig met gewoon net die term geluk, dan beteken dit eintlik dat ons verwys na ons lewenstevredenheid. Ek wil graag met ons 'n metafoor bietjie behandel vandag. Iets wat ons almal dink ek op 'n manier mee kan identifiseer en iets wat ek dink ons bietjie by kan stil staan, maar dit gaan beteken luisteraars, Willem, dat ons dalk maar 'n paar van hierdie aspekte moet neerskryf of weer hierna moet luister. En dit is die sogenaamde metafoor van die seilboot as deel van ons lewe. Goed, so ons kyk na die metafoor van ek beskou myself dan as 'n seilboot. Die aspekte waarin ek dan aandag moet gee om my as 'n seilboot dan nou bo die water te hou, sal die volgende wees. In die eerste plek, waar bevind ek myself? Hoe lyk die water? Is dit kalm? Is dit stormagtig? Is dit
iets wat vir my op hierdie stadium vrede en rus bring? Is dit iets wat ek voel ek moet baie mooi vashou aan die stuurstang om te kom waar ek wil wees? Die tweede aspek is dan ook die stuurstang of die stuurwiel. En dit sluit in, waarheen is ek regtig op pad? Wat is my doel in die lewe? Wat is my behoeftes wat ek graag wil hê aan voldoen moet word? Wat natuurlik onmiddellik weer by ons lewenstevredenheid sou aansluit. Hiermee saam ook, tot watter mate ervaar ek lewensbetekenis wat ek graag in my lewe verder vorentoe sal en wil verder belê. Waarheen is ek op pad? Nommer 3, my uiteindelike punt waar ek wil arriveer. Hier kyk ek dan nou na wense, my doelwitte, my visioene. Maar almal van ons weet dat ons moet maar soms ons bote na die droogdok toe vat en net kyk dat alles op die regte plekke is. Watter lekplekke kan veroorsaak dat my boot moeilikheid optel en dat hierdie boot kan sink? Hier kyk ons na goed wat ek nog aan moet werk in my lewe, of verhoudinge rondom my wat moontlik nie vir my baie aangenaam is nie. Daardie tekortkominge wat kan veroorsaak dat ek dalk in konflik met of myself of met ander betrokke raak, of dat my coping meganismes nie genoeg is nie. Jy sal onthou, ons het baie keer al gepraat van die equilibrium in die lewe, wat beteken tot die mate wat ek te veel eise het en ek nie daarmee verskoning behoorlik kan cope nie, veroorsaak dat my equilibrium versteur is tot die mate dat ek regtig sukkel om kop bo water te kry, as ek dit so kan stel. Ek weet nie hoe om die probleme op te los nie, dit voel net vir my, dis te veel, te vinnig op mekaar, baie krisisse en alles daarmee saam. So ek kan nie betyds vir my die nodige emosionele buffers inbou om hierdie slegte te hanteer nie. Teenoor, en dan kom ons nou by ons seile nommer 5, ons sterktes, ons bronne en effektiewe coping, waar ek geleer het, wat het in die verlede vir my gewerk in 'n moeilike situasie om dit op te los en te hanteer, en kan ek dit weer gebruik? Watter sterktes het ek in die verlede in myself ervaar en raak gesien, wat my in 'n moeilike situasie deurgetrek het? Dit kan veerkragtigheid wees, die feit dat ek perspektief in 'n saak kan hê en 'n probleem kan oplos, of 'n probleem kan sien kom en proaktief daardie probleem kan verhoed. Maar dit kan ook beteken dat ek mense het wat my ondersteun, bronne, hulpbronne. En van hierdie bronne kan byvoorbeeld wees die gawe of die vermoë of die vaardighede wat ek het om met mense te gesels en uit hulle wysheid vir my sekere oplossings te kan bewerkstellig deur wat hulle sê, wat ek dan nou integreer met my eie ervaring in my lewe tot nou toe, of wat ek oorlees en wat ek verder by kundiges aanklop. Want hierdie seile gaan ons help om teen die winde van verandering nog steeds te kan voortbeer. En dit is hoekom veerkragtigheid, daardie vermoë om weer terug te wip na ons equilibrium, waar ons op 'n plek is waar ons voel, ja, ons cope wel. Dan nommer 6 is, wat is ons kompas? En dit sluit weer aan by waarheen is ek op pad? Wat is my finale bestemming? So hierdie kompas is my interne terugvoer wat ek vir myself gee as ek situasies rondom my beoordeel, as ek dink aan my eie, sal ons dit nou maar noem, waarneming en interpretasie. En daarom is ons selfgesprek, wat ons vir ons sê in terme van terugvoer, baie, baie belangrik. En wat doen ek in terme van 'n intuïsie, 'n aanvoeling ten opsigte van 'n sekere saak? Gee ek aandag daaraan, of ignoreer ek dit, of is dit daardie selfsensitiwiteit om te weet hoe ek voel en dink oor 'n saak? En dan die weer, dit is daardie
onbeheerbare situasies en omstandighede, wat net gewoon gebeur, nommer 7, wat ons nie beheer oor het nie, maar dit is waar ons seile, ons sterktes moet inkom, dis waar ons moet weet waarheen is ons op pad, al moet ons boot so 'n bietjie van 'n draai vat, om weer terug te kom op ons pad, dat ons dit kan doen. En dan die laaste een, nommer 8, wat is die rol van ander bote, ander mense, my werksituasie, lewensdomeine, my gemeenskap, my familie, my kerk, skool, alles wat daarmee verband hou, en tot watter mate het dit 'n invloed op my lewe? Baie dankie Tersia. Ons luister binnekort verder na Dr. Tersia Oosthuizen. Luisteraars en Willem, ek wil dan ook graag net vinnig dit weer opnoem, sodat ons weer bietjie kan dink oor hierdie seilboot tegniek, en ek wil dan weer begin deur te sê dat ons dan ons eie lewe kyk as 'n seilboot wat op die water is. Die eerste daar natuurlik is die feit dat ons boot op die water is, ons is deel van die lewe, dan die stuurwiel wat ons behoeftes en ons waardes, maar ook ons betekenisvolle lewe vorentoe insluit, ons uiteindelike bestemming waarheen ons op pad is, wat ons doelwitte insluit, moontlike aspekte wat een of ander lekasie in ons lewensboot kan veroorsaak, tekortkominge of ondoeltreffende copingmeganismes, dan ons seile wat verband hou met ons sterktes, ons bronne en ons positiewe coping, ons lewenskompas wat verband hou met ons interne terugvoer oor die lewe, ons gevoelens, hoe ons dink, die weer, dit wat ons nie kan beheer nie, en dan die rol van ander bote in ons lewe en wat ander mense dan in ons lewe doen of beteken. Ek wil dan graag hê, omdat ons nou praat oor lewenstevredenheid, dat ons 'n bietjie moet stilstaan by wat ons noem die paradoks van geluk en lewenstevredenheid. En wil begin deur te sê, miskien moet ons 'n bietjie stilstaan by, maar hoe beskou ek vir myself dan lewensgeluk en lewenstevredenheid, anders as dit wat ek net nou genoem het, en kan ek aktief geluk byvoorbeeld nastreef? Ons onthou, dink ek hier het 'n vorige keer ook genoem, dat Viktor Frankl het gesê, die belangrikheid vir hom om die konsentrasiekamp in die Tweede Wêreldoorlog te oorleef, was om van situasie tot situasie die beste uit die situasie te haal en sy houding daar teenoor te sien as dat hy in effek eintlik meer is as dit, en dat hy dit kan hanteer. Maar hy het ook gesê dat daar mense was wat baie optimisties was en letterlik elke dag geglo het, vandag gaan die oorwinning kom en vandag gaan hulle vrygelaat word uit die kamp. En hierdie ooroptimisme oor 'n tyd het hulle uiteindelik so negatief en depressief gemaak, dat baie uiteindelik hulle eie lewe geneem het. En dit is waar die paradoks van geluk weer eens inkom. Wanneer ons fokus op ons sterktes om vorentoe te leef, dan doen ons dit in aggenome daarvan. Ja, ons het nog steeds daardie moontlike patologie, daardie gevoel van depressie, of dat ek nie lekker kan cope nie, of ongelukkigheid, of verhoudingsprobleme, of dat ek nie emosioneel, fisies by geestesgesondheid uitkom. Met ander woorde, ons praat van 'n geestesongemak wat ons ervaar. So ek kan byvoorbeeld 'n groot stuk emosionele pyn in my ronddra, omdat 'n verhouding dalk nie uitgewerk het nie. Maar ek kan terselfdertyd die sterkte hê om vir myself te sê, om hierdie te kan hanteer, moet ek begin om anders te dink oor myself.
op te hou om die fout waarom hierdie verhouding nie uitgewerk het nie, aanhoudend by myself te soek en myself soort van half in stukke te bly breek, soos ek myself verwyt en kwaadlik neem. En vir myself sê, nee, sit hierdie goed agter my, dit het gebeur, wat het ek daaruit geleer? Maar ek is nog steeds iemand wat groter is as dit. Hierdie het vir my gebeur, onthou, nie met my nie, vir my. Ek het hieruit geleer, maar ek gaan sterker vorentoe as 'n mens wat weet wat ek is, wat meer uitgesorteer is en meer getrou bly aan my waardes, byvoorbeeld, met groter vrymoedigheid. So om terug te kom dan na hierdie sogenaamde paradoks van geluk, kom die vraag ook by my op, weet ons regtig altyd, wat wil ons regtig uit die lewe hê? Die mees eenvoudigste vraag. As ek byvoorbeeld sê, om uit te vind wat is daardie kernbelangrike, wat ek regtig uit die lewe wil hê, om daardie lewenstevredenheid waaroor ons net nou gepraat het, te kan ervaar. Dit wat ek absoluut voorwens, dit wat ek, amper dalk my lewe sou voor wil gee. En ons moet aan een woord of een sinsnede dink, wat dit alles saamvat, waarin daar ook hoop is en wat ons sal nastreef. Maar ek praat van een ding, ek praat nie van 'n lewensdoel of van 'n lewensvisie, of ek praat van iets wat diep binne in my, kernagtig, daardie absolute een enkele saak is, wat vir my krities belangrik in my lewe is, en wat ek oor dink, oor bid, myself verder soort van, wil dit verder in groei, om toe te sien, dat dit gebeur. Wat sou dit wees? Dalk moet ons agterna 'n bietjie weer hier aan gaan dink, of verder hier aan dink. Baie interessant wat die navorsing vir ons ook sê, as ons praat oor hierdie geluksparadoks, is dat daar twee aspekte is wat ons ook in ag moet neem, wat ons geluk en dan eintlik ons lewenstevredenheid kan beïnvloed. En die een is ons verwagtings. Ons het baie keer die verwagting dat as iets op 'n sekere manier gebeur het, en dit was baie aangenaam vir ons, dat dit weer so sal gebeur. En as dit dan nou nie so is nie, dan raak ons baie teleurgestel. Lekker gekuier saam met vriende, dit was so 'n wonderlike geleentheid, dalk was ons saam op 'n mooi plek, ons beplan om iets soortgelyk te doen, en dan werk dit nie so uit nie, en ons is teleurgestel. So met wat verskoning betref ons verwagtinge, moet ons dan ook leer om te weet, alles gaan nie altyd wees soos wat dit was nie. Ons moet kan aanpas, ons moet ons verwagtinge ook kan aanpas. En dan is die tweede aspek vergelykings. Maak nie saak wie ek is en wat ek het en hoe ek is en wie is die mense rondom my nie. Maar dis in ons aard om ons te vergelyk met ander. Ons sien ander bly dalk in 'n huis wat ek graag in sal wil bly, of ry die voertuig waarin ek graag sou wou ry, of wil graag iets wees of doen van ander. En baie keer vergeet ons in die proses wie ons self is, wat ons eie waardes is, en streef ons so daarna om op dieselfde pyl en alles as sekere ander mense te wees, want daar is 'n sekere status dalk daaraan verbonde, dat ons dit wat kosbaar en mooi en spesiaal is, vergeet of agter ons sit. Ek het 'n baie besondere ervaring hierdie afgelope week gehad, waar ek, as ek die woord kan gebruik, op die oorspronklike familieplaas van ons Oosthuizen familie in Koppies distrik was, en om te kon sien hoe die nageslag daar voortboer en dat dit met hulle goed gaan. Nou ja, ek dink die feit dat die plaas se naam Voorspoed is, hou ook daarmee verband. Maar wat ek wil sê is, om daar te kon staan vir my,
in die ou plaashuis en aan alles terug te dink waardeur ons voorgeslagte gegaan het en waar ons vandag is met 'n uiters diep waardering vir wat hierdie mense in hulle swaar kry en harde werk bymekaar gebring het om uiteindelik te verseker dat dit vandag met hulle nageslag kan goed gaan. En ek dink dit is wat ek wil sê. Ons leef vanuit 'n voorgeslag, mense wat vir ons lief was, mense wat vir ons gebid het, en mense waarvan ons diegene goed of sleg dan ook in ons het. So luisteraars, wat ek eintlik hiermee wil sê, die paradoks van geluk is nie dat ek geluk nastreef bo alles nie, maar dit is dat, soos Paulus ook gesê het, ek moet leer om vergenoeg te wees met my lewe, terug te kyk na my verlede met 'n gevoel van lewenstevredenheid, in die hier en nou my lewe te kan oordeel as ek ervaar dit wat ek dink en wat ek voel as goeie welstand, maar dan met hoop en 'n verwagting kan uitsien na die toekoms. As ons terugkom na ons 3 minute refleksie, kan ons dalk sê, ja, ons het geleer om vergenoeg te wees met die lewe. Mag dit 'n geseënde week vir elkeen wees. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.